Welkom terug. Jy kyk, goeiemôre, good morning. Daar's nog baie om na uit te sien in vandag se episode. Ons gesels later met die skrywer Kanita Hunter oor haar boek Why Am I Like This en Bernice Westkuier in die ateljee. Maar eers het ons nog 'n paar dinge om te bespreek in ons oggendpraatjies. Ja, ek wil vinnig vir julle vra, het julle al opgemerk wanneer jy 'n artikel aanlyn lees, is daar advertensies wat altyd verskyn of die sogenaamde pop-up ads? Ja. So watter advertensies is die mees algemeen dink julle? Ek dink seker vir online shopping, vir daai soos Asiese winkels wat jy kan goedkoop klere koop en daai tipe goed. Dis wat ek sou dink. Ek Ja, sien. of een of ander skottelgoed was seep of gesigseep of 'n ding. Ek weet nie, dalk is dit maar net ek weet nie. Ja, because you get served certain Ja. ads. Yeah, so I think maybe that's why we're getting those. Is interessant dat julle dit sê, want volgens 'n artikel wat op Moneyweb verskyn het, is miljoene Suid-Afrikaners in finansiële nood weens dobbel of dobbelary. Navorsing deur Experian en Vault22 toon dat tot 50% van maatskaplike toelaas deur jonger mense aan dobbelary spandeer word. Volgens die hoof van kommersiële strategie by Experian, Jaco van Jaarsveld, ervaar mense wat dobbel hoër vlakke van finansiële stres as die wat nie dobbel nie. Selfs mense wat net genoeg vir basiese behoeftes het, spandeer gemiddeld tot sowat 40% van hulle inkomste aan dobbel. Nou middelinkomste groepe spandeer 38 tot 50% van hulle inkomste op dobbelary, meer as op kruideniersware, terwyl welgestelde groepe ongeveer 10 tot 12% van hulle inkomste daarop spandeer. Die navorsing toon 'n sterk verband tussen werkloosheid en dobbel en dat Suid-Afrikaners verlede jaar meer op dobbelary spandeer het as wat hulle altesaam op onderwys, gesondheid en maatskaplike ontwikkeling spandeer het. Weereens, dit voel vir my baie van hierdie oggendpraatjies en die onderwerpe wat ons hier bespreek, is net 'n duidelike teken of laat 'n mens opnuut besef hoe desperaat mense is. Jy weet, om meer geld dan nou op een of ander manier in te win. En ek dink ook daar is statistieke van mense wat minder het, spandeer meer op dobbelary as mense wat meer geld het. En dit is daai persentasie. So if you have less, you kind of spending more of that because in comparison to someone that's got more, they are spending less. Maar dit is seker maar 'n ding van ek het nie geld nie, laat ek net my kanse waag dat ek dalk 'n miljoen rand kan wen op hierdie speletjie op online of in die casino of wat ook al, maar die online goed maak dit net soveel makliker om jou geld te verloor. Hoorie, en dit het begin by hierdie pop-up ads en goeders. En die oomblik as jy mos nou daar ingaan en jy word gehoek, dan sit nou 'n vinnige R2 hier of 'n R5 daar. En voor jy oë uitvee, dan add daai goedjies op, dan sit jy met diep skuld. En ek weet van 'n paar mense wat regtig al so in groot moeilikheid beland het. En my kinders ook, toe hulle nou so begin, dan kom hulle neem en pappa net hier koop, dan sê ek, daar is basta daarmee, of dit nou 'n speletjie is of iets. Ja. Die oomblik as jy daai enetjie oopgemaak het, dan ting, hy net eerder. Ek dink baie mense sien dit as 'n vinnige oplossing, 'n kitsoplossing om dalk dan nou te probeer en te kyk of hulle dalk gelukkig is. Maar ek dink hulle besef ook nie altyd, jy weet, hoeveel geld hulle wel spandeer om daai kans te waag nie. Ja, En soos wat jy sê, dit maak dit makliker, want ek bedoel, die online speletjies of maniere is, jy hoef nie casino toe te gaan nie. dis op jou foon of op jou skootrekenaar. Die heeltyd toegang, ja. En die ander ding is die impak wat dit het op die samelewing in terme van mense wat verslaaf word. En dit is regtig 'n groot kwessie hier in Suid-Afrika, veral as mens kyk na, jy het gesê, die syfers van hoeveel word spandeer in vergelyking met ander goed soos gesondheid, maatskaplike ontwikkeling. Dit is verstommend hoeveel geld Suid-Afrikaners spandeer op dobbelary. Maar waarom dink jy lê die verslawing? Die heeltyd die hoop, daai afwagting en 'n bietjie wen, of dink jy dis omdat hulle nou al 1 of 2 keer gewen het en dan wil hulle meer en weer daarvan hê? Ek dink is 'n kombinasie, maar ek dink ook dit gaan soms oor die geld wat hulle dan verloor het en daai desperaatheid om dit terug te wen. Jy weet, so
Die bietjie wat ek nou al op 'n 5 sent masjien of so gaan speel en dan dink ek okay, as ek nou 'n 100 randjie ingegooi het, die oomblik wat ek die 100 rand teruggewen het, dan hou ek op. Snaaks genoeg, maar ek dink dis weer eens daai ding van ek is so gekondisioneer om nie 'n hoop daarop te sit nie. Dit was vir my maar 'n geestelike ding ook, 'n Christelike normwaarde ding van jy mag nie dobbel nie. Ou het mag gaan speel en goeters, maar dobbel is regtig, soos wat jy sê. Ek dink dit is soveel dieper as wat 'n ou dink. Wat dit regtig 'n siekte is of 'n probleem is. So ek dink daar is op die oomblik regtig 'n beweging om strenge regulasies in plek te sit veral vir aanlyn dobbelary. Is dat hulle wil hê dat dit nie so maklik is vir mense om in daai siklus vasgevang te word nie. Maar ek het nogal daai een Amerikaanse televisiereeks oor die geelstene en allerlei sulke dinge. Yellowstone, nê? Okay. Daar het ek bietjie agtergekom van hoe dit werk oor hoekom ouens wil 'n casino begin en nie en so. Jy weet daar is ook baie vrae wat 'n ou moet vra is waartoe gaan hierdie geld regtig? Jy weet almal En ek weet iemand het my destyds vertel, 'n voormalige kollega, dat casinos juis op 'n spesifieke manier ingerig word sodat jy tred met tyd verloor. Maar ek dink dis dieselfde met aanlyn want jy's later, ek bedoel jy kyk net na jou skerm, ja, nie die tyd op nie. So. En as jy lanklaas daar was, dan kom maar net weer ietsie, you've won. Yes. Okay, nou moet Claim your winnings. Look what you've got. Maar ja, ons gaan niks verder dobbel aan hierdie kant nie. Ons gaan eerder net lekker kuier en net hierna vind ons ook 'n bietjie meer uit oor die Suid-Afrikaanse Hospitaal wat vanjaar sy 120ste bestaanjaar vier. Hoe lekker is daai?